Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. So lekker om op hierdie Vrydagoggend saam te kuier hier op die groot ontbyt. Nou ja, voordat ons by ons koerantbesprekings uitkom, kry beheer oor suigende insekte soos dopluise op jou alwyne met Protex Complete. Nou ja, hierdie kragtige sistemiese insekdoder word maklik en effektief as 'n gronddeurdrenking toegedien en bied langdurige beskerming teen 'n wye spektrum suigende insekte. Nou gebruik dit voorkomend om plaag te voorkom of regstellend om bestaande plaag te beheer. Vir meer inligting oor Complete, besoek protec.co.za. Dit is tyd vir volgens koerantbesprekings en Jana Marx sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Jana. Goeiemôre. Jana, ons begin by die tragiese storie van die 3 konstabels. Die wat die storie hierdie week gevolg het, hierdie Vrystaatse konstabels het verlede donderdag nag verdwyn. Hulle lyke is van dese week in die Henopsrivier hier in Gauteng gevind. Die nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Fanny Masumola het nou intussen bekend gemaak of bevestig dat die wrak wat nou ook uit die rivier gehaal is, 'n Volkswagen Polo wrak, dat hierdie Volkswagen Polo wel aan hierdie 3 konstabels behoort het. Die kommissaris sê dit lyk of hierdie karretjie omgeslaan het voordat dit deur die versperring gebars het en in die rivier beland het. So hoewel dit nou lyk soos 'n ongeluk, skakel hulle nie, ander moontlikhede uit nie. Dit word maar nog ondersoek wat moontlik verkeerd kon loop. Die kommissaris brei nie uit daarop nie, maar ek vermoed dit gaan maar oor of iemand anders dalk betrokke was of dat dalk dronkbestuur betrokke was. So ja, mens sal nou maar moet hoor wat daar gebeur het, maar dit is 'n verskriklike hartseer storie. Ja, die verlies van lewe vind se 3 jong konstabels wat werklik ook op pad was na werk toe, en ons het al vroeër genoem ook deur onwettige mynbou waar hulle betrokke sou wees. Ja. Dis regtig hartseer en ek dink ook vir die families om net antwoorde te kry vir families dat hulle ook daai afsluiting kan hê. Maar maak nie saak hoe jy dan kyk nie, dis glad nie 'n lekker storie nie. Wel net dankbaar dat mens dit klink nou vreemd, maar tog die liggame gekry het en die kar gekry het waar ons heeltyd nog gedink het dat hulle is vermis en niemand het geweet nie. Dit het nog 'n rukkie gevat voordat hulle die kar gekry het. Ja, so hopelik, kan mens hierdie hoofstuk afsluit en antwoorde gee vir die familie. Dan oor na die howe en die tronke. Ja, ek is redelik passievol oor hierdie ene. Die grondwetlike hof het van dese week na my mening 'n blik wurms oopgemaak wat ek nie dink hulle sommer sal toekry nie. En dit gaan oor die gebruik van skootrekenaars. Dis nou misdadigers wat skootrekenaars in hulle selle wil gebruik. So die tronk het 'n beleid dat jy mag studeer, is jou grondwetlike reg, daar is rekenaarlaboratoriums, maar jy mag nie 'n skootrekenaar selle toe vat nie. Nou ek kan aan 110 redes dink waarom nie. In hierdie geval het 'n misdadiger die departement van Justisie en Korrektiewe Dienste hof toe gevat nadat hulle hom belet het, soos per die beleid. En die Grondwethof het op die ouend besluit dat die reg op onderwys sal seevier. Departement gesê die beleid wat nou sê 'n blanket ban gehad het op hierdie skootrekenaars na jou sel toe te vat, om daai beleid te hersien, wat nou natuurlik gaan insluit dat jy dit nou mag doen. Jy mag nou aansoek doen om jou skootrekenaar selle toe te vat. Die Grondwethof is die laaste sê, so hierdie ding staan, dan kan nou nie weer alle kante toe geappelleer word om hierdie ding tersyde te stel nie. En kyk, onderwys is 'n wonderlike manier natuurlik om jou tyd te spandeer. Ons weet ons oud-president Nelson Mandela, dink ek, is 'n baie goeie voorbeeld van iemand wat regtig sy tyd baie goed spandeer het deur te studeer in die tronk. En ons land glo ons in 'n herstellende regstelsel waar as jy uitkom, jy weer die geleentheid gegee moet word om 'n positiewe bydrae tot die samelewing te kan lei. Nou dit klink alles verskriklik mooi, maar die statistieke sê dat dit nie noodwendig altyd so suksesvol is nie. En hier is nou 'n scenario. So ek wil nou hoor wat julle dink van hierdie scenario. 'n Pedofiel gaan tronk toe. Hy is gevang want hy het onder meer kinderpornografie versprei. Hy skryf in vir 'n kursus, hy wil nou ook studeer, hy kry 'n laptop en spesiale toestemming mag hy dit na sy sel toe vat want hy's 'n modelgevangene. En die volgende ding word hy gevang waar hy 'n hele sakeryk uit sy tronksel onder 'n skuilnaam bestuur, waar hy mense in diens neem wat nie weet wie hy is nie en waar hy weer riskante foto's van mense aanvra. So hierdie scenario het regtig gebeur. Dit was 'n groot storie wat ons ondersoek het omtrent vir 8 maande wat op Carte Blanche gefeature het. Jou kinders is op dieselfde sosiale media platforms waar hierdie ou rondgeswerf het. En die probleem is, dis nie 'n unieke situasie nie. Toe ek hierdie storie vertel destyds vir 'n kriminoloog, toe dog sy praat vir iemand anders. So ek wil sê algemeen is dit. So nou word hierdie situasie geskep waar elke Jan Rapp en sy maat nou ewe skielik gaan wil studeer. En dan sê die hof ook, maar monitor die goed. Ja, om die goed te monitor is nie nuut nie. Dis op die oomblik in die korrektiewe dienste wet, dis reeds ingeskryf.
En ek dink uit ons geskiedenis, jy kyk met die sirkulasie van selfone en hoe hierdie tipe ouens gevang word waar hulle ander besigheid doen en jy weet nog misdaad pleeg uit hulle selle uit, dan kan jy ons nou sien dat hierdie moniteringstelsel nie werk nie. So ek dink op papier, ek het verskriklik mooi, is 'n baie liberale progressiewe uitspraak om te sê onderwys moet C4, maar ek dink nie hierdie ding is baie mooi deurdink prakties gesproke nie. Daarmee sê ek natuurlik glad ook nie dat jy weet onderwys of dat mense nie moet toegelaat word om te swat nie, natuurlik nie. Ek dink dit is 'n baie goeie manier om tyd te spandeer en daar's baie mense wat baie produktief of wat baie goed sal gebruik, maar ek dink net hierdie uitspraak het nou ruimte gemaak vir mense om die proses te misbruik. Ja, nou ek moet nogal saamstem met jou vanoggend. Dit is presies wat ek ook gedink het. Is sekerlik, Franswa, is daar, jy weet, sentrums binne die tronke waarna toe hulle kan gaan om te gaan sit en studeer en biblioteke en toegang het tot dit. Maar om te gaan jy kan 'n toestel na jou sel toe vat. Dis iets heeltemal anders. Totaal al. Ons weet ook van Thabo Bester en al sy bedrywighede, verstaan wat nou 'n hoë profiel geval was en hoe hy aangaan het met sy bedrywighede vanuit die tronk. So nou gaan ek, waar lê die, en hoor my mooi, die straf agter in die tronk wees, as jy in elk geval toegang het tot soveel goeders en 'n skootrekenaar, en ek weet selfoon is nou onwettig, maar nou dink ek myself, okay, nou, wanneer word die reg op kommunikasie met geliefdes of wat ook al, wanneer verander daai ook nou, en dan mag jy my selfoon ook hê, en dit is ook nie so maklik, soos jy sê, om te gaan monitor nie, want ons weet ook, mense is baie slim as dit kom by skootrekenaars en tegnologie en so aan, so, ek sê so, waar trek jy die lyn tussen ek as straf en ons verstaan soos jy sê, lei mense weer op sodat as hulle al uit kan kom weer jy weet 'n beter lewe kan hê, want ek stem saam met jou, ek's ook vir dit, maar sekerlik is daar 'n lyn. Daar moet, en ek moet ook weet in my kop om vir 'n ou soos hierdie pedofiel waarvan ek nou gepraat het, hierdie ou is gevang vir elektroniese misdaad onder meer. Hoe kan jy vir hierdie ou dieselfde toestel gee waarmee hy misdaad gepleeg het en dink hy gaan dit nie weer doen nie? Dit gaan vir die ouens wat in die tronk is vir bankbedrog, elektroniese bankbedrog. Ek bedoel dit gaan oor die ouens wat hierdie seksringe, jy weet soos dit sê die kingpins. Dit is so algemeen alreeds dat hulle aanhou om hierdie goeders uit die tronke uit te bestuur. Met onwettige selfone of wat ook al. Ek dink net hierdie is 'n baie gevaarlike uitspraak wat aan my mening, my persoonlike mening nie baie goed deurdink is nie. Jo. Dan oor na Thailand en Ashley het dit met 20 jaar minder op haar tronkstraf. Ashley Oosthuizen, ek volg hierdie storie nou al baie lank. Kyk, sy is in 2020 is sy in hegtenis geneem in Thailand. Sy is Suid-Afrikaner, sy het daar gewerk, sy was 'n kelnerin. En sy het daar vir 'n pakkie geteken en die pakkie het dwelms ingehaat. En in Thailand is dit 'n verskriklike ernstige misdaad. Sy is lewenslange tronkstraf opgelê. Sy het aangehou veg daarteen in 2022 het sy daar appel geslaag en die vonnis is verminder na 33 jaar van lewenslank af. En nou het ons gehoor dat hierdie week het ons gehoor dat sy in Maart nog 20 jaar van haar vonnis verloor het. So sy het net so 13 jaar in totaal, waarvan sy nou al 'n bietjie uitgedien het, so was eintlik so 8 jaar oor. Net so 'n bietjie konteks, hierdie pakkie waarvoor sy geteken het, was van iemand anders geadresseer. Is haar kerel van destyds, sy het nie sy hou vol, sy het nie geweet wat in die pakkie is nie, sy het bloot daarvoor geteken, maar met haar handtekening daar staan, toe is sy nou in hegtenis geneem. So ek dink jy weet met as onder alles gesê is, moet ek nog steeds dink jy in 'n vreemde land is, jy's alleen. En dis net haar ma daartoe getrek om haar te gaan ondersteun. Verstaan die feit sy volhou, sy het geweet wat in die pakkie is nie. 'n Mens wonder maar oor die egtheid, jy weet of die soos hulle sê die justification van hierdie verskriklike swaar vonnis of dit haar regtig toekom. So ek in my hart is ek nogal dankbaar dat haar vonnis nou verminder het. Ja, ek dink, jy weet, want hulle sê ook hulle het nou die vonnis verminder omdat hulle nie meer skuldig bevind het aan dwelmsmokkelary nie, maar net in die besit van dwelms. Ek dink is dit wat hulle nou gesê het hoekom hulle dit verminder het. Maar dit laat my ook dink, jy weet, deur net te teken vir iets. Precies. En dit nou omdat jy nou nie noodwendig weet jy in die buiteland is. Verstaan jy hoe maklik teken ek nie, jy weet, die tekenlaat pakkie. Ons ontvangs tekenpakkies namens ons as ons dit ontvang, jy weet, vir ons, want jy's nie altyd beskikbaar as die koerierdiens hier is nie. So dit is nogal interessant. Ek sien een van die kommentare wat iemand gegee het is, nee, maar sy moes geweet het, jy weet, hierdie is fyn beplan, dis al maande wat dit aangehou het, en dink jy by jouself, ja, maar dit kon ook onskuldig gewees het. Verstaan jy, hoe moet jy weet? Sy's 21 jaar oud. Jy dink jy's groot, maar jy's nog nie groot op 21, jy weet. So dis 'n groot verantwoordelikheid om so iets dan, jy sal nooit weet nie. Net sy weet seker die waarheid, Jana.
Ja, nee, absoluut. Sjoe. Dan oor na die minister John Steenhuisen wat ook baie te sê het hierdie week. Ja, hy is by Bloemskou waar ons weet baie landbouaktiwiteite en landboustalletjies en landboudinge aan die gang is. En hy het gesê vir sy grootste bekommernisse is dinge wat buite sy portefeulje val, maar sy portefeulje regstreeks raak. En ek dink hy's nie die enigste minister wat daai gevoel het nie. Maar hy praat hier onder meer en baie tereg van die paaie en die hawens wat in so 'n toestand is. Ons weet dat dit nou al vir jare lank baie swaar, jy weet, eintlik maar die landbou lam lê wat ons invoere en uitvoere betref. Ons is groot uitvoerders van sitrusvrugte en so aan. En ek kan nou dink as jy nou met jou trok, jou beeste iewers op 'n veiling moet kry, of jy moet jou vrugte by die hawens kry, die pad, jy kan nie met 'n trok daar ry op die pad nie, of die treine, ons weet die treine val uit mekaar uit, jy kan jou produkte daar kry nie. So, het gesê, dis vir hom baie kommerwekkend. Hy is ook baie bekommerd oor biosekuriteitsmaatreëls wat nie nagekom word nie. Hier, dink ek, is die pluimvee weer baie ter sprake. Kyk, ons weet, ek het nou al 'n bietjie geskryf ook daaroor, dat ons is baie bekommerd oor, jy weet, die moontlikheid van 'n volgende, ek dink aan die Afrikaanse woord, die avian flu, die uitbreking daarvan. En dit is weens biosekuriteitsmaatreëls wat nie noodwendig gehou word nie. Ons moet ons pluimvee kan inent, maar jy weet, die departement kan nie daai toegewings maak as hierdie maatreëls nie volgehou word nie, of nagekom word nie. So, dit is maar raad op daaroor. Het gaan ook oor sekuriteit, landelike veiligheid, waar ons weet baie mense baie bekommerd is en moet wees, wat ook nie binne sy portefeulje val nie. En hy word nogal gevra, maar hoe het hy reg gekry? Ek dink hy doen baie goeie werk wat dit betref, om landbou eintlik so hoog op die regeringsradar te kry. Ons weet die voorheen meerderheid oor ANC-regering is nie baie goeie groot ondersteuners van ons kommersiële boere nie. En hy sê toe net, weet jy, en dit maak my soveel sin, hy werk eintlik maar met die algemene temas, goed soos voedselsekerheid. Dis 'n wêreldtema, 'n wêreldprioriteit, so dit moet vir Suid-Afrika 'n prioriteit wees. En waar lê jou voedselsekerheid? By jou boere. Dis ook hoog op die agendas van die G7, van die G20 vergaderings, die Afrika-Unie vergaderings. So ja, ek dink Steenhuisen doen op die oomblik goeie werk daar by landbou. Wel, ek moet vir jou sê, op ons vlak, nee, en die frustrasie wat mense beleef as mense wat saam met jou werk nie hulle werk doen nie, en jy moet wag. Ja. Sodat jy kan aangaan, jy's afhanklik van hulle. Ek kan net dink op sy vlak hoe frustrerend dit is. Ek dink hy moet met die president praat om te gaan koffie drink saam met daai ander ministers wat verantwoordelik is vir hulle portefeuilles en nie hulle werk doen nie. Ja, hy sê mos hoe kan die feit dat ons president wel 'n kommersiële boere stel in sy guns. Presies. Jana, dan oor na China wat hulle bande met Suid-Afrika wil vernou. Ja, en dit gaan nog steeds oor die uitvoere, ons het spesifiek gepraat oor sitrus. So in hierdie week, hierdie Chinese ambassadeur in Suid-Afrika het hy getweet, ek weet nie, ge-X, waar hy gesê het dat daar was goeie vergaderings met van ons groot sitrusorganisasies in Suid-Afrika en dat China en Suid-Afrika moet bande versterk. En kyk, dis kom in 'n baie belangrike tyd wanneer ons nou gehoor het daar word tariewe op ons gehef, hoewel dit tydelik nou jy weet bietjie gepause het. Dit is nog steeds, die sitrus is baie bekommerd, die sitrus sektor is baie bekommerd oor hierdie Amerikaanse tariewe. Suid-Afrika is 'n uitvoerder van sitrus na Amerika en die landbouekonomie het al klaar begin sê, ons sal moet begin kyk na ander roetes en ander plekke waar ons vrugte kan tuiskom. So China is een van die grootste landbou, jy weet, trader in die wêreld. En hoewel ons maar 'n klein deeltjie van hulle inkomste vorm, is hulle 'n groot mark vir ons. So dit is natuurlik baie goed en positief dat die ambassadeur dit so sien en mense hoop dan nou dat, jy weet, wanneer daai tariewe wel in werking tree na hierdie pause gelig word, dat ons dan nou China onder meer kan ondersoek as nog 'n groter bestemming. Dan ons regering neem kennis van die valse nuus op X. Ja, die wat ook hierdie week die ondersoekende stuk oor Sebastian Jooste van Gordons Bay gelees het. Hy het 'n Twitter-rekening of 'n X-rekening wat ook deur Elon Musk gevolg word en geretweet word. Hy het hier aangevoer hy is 'n boer en hy het geskryf oor die vervolging van wit boere en waar hy ook maar wat lyk asof dit rassistiese beweringe kan wees maak, die oor swart mense maak. Die nuusuniform daar konfronteer het aanvanklik gesê dis nie hy nie, maar sy prokureur het later toe gesê dit is hy. En hy het ook honderde plasings gaan uitvee. En hy is intussen baie ontstel dat sy naam bekend is en die regering weet nou ook wie hy is.
En hulle sê ook, jy weet, hoewel Suid-Afrika die eerste land is wat vryheid van spraak 'n grondwetlike reg gemaak word, sal hulle nie staan vir haatspraak nie, hulle sal nie staan vir disinformasie nie, disinformasie wat die doelbewuste verspreiding van waninligting is. En hulle sê hulle sal ook nie huiwer om teen so 'n persoon op te tree nie. So dit lyk vir my asof US 'n moeilikheid het. Sjoe. Dan oor na Amerika en wat gebeur nou met Mike Waltz? Ja, baie Trump hierdie week. Maar Mike Waltz, wat mense sal onthou as die persoon wat die Signal groep begin het waarop die joernalis van The Atlantic per ongeluk gevoeg is en waar daar baie sensitiewe militêre inligting gedeel is. Hy sal nou vervang word as nasionale sekuriteitsraadgewer. President Trump het hierdie nuus self bevestig gister. Dit lyk asof hy maar 'n bietjie gewag het dat die stof net eers gaan lê het voordat hy nou, jy weet, hierdie aankondiging gemaak het. Hulle hou vol, en as jy ook praat, of as ek sien die BBC wat gepraat het met amptenare daar in die Withuis, hou vol, nee, hy word nie afgedank of weggejaag of enige so iets nie, hy word trouens bevorder. Hy word nou, hy gaan nou by die Verenigde Nasies aansluit. So, ja, wat ook al die waarheid daar is, hy gaan nie verder vir Trump adviseer oor veiligheid nie. Intussen gaan Marco Rubio sy pos oorneem, of sy take oorneem, tot hy iemand in sy plek aangestel word. En ook in 'n onderhoud met Fox News donderdag aand het J.D. Vance, wat die visiepresident is, het hy ook, jy weet, net reguit gesê Waltz is nie gefire nie, gesê hy's eintlik maar net bevorder. Baie interessant wel, die BBC het gepraat met 'n paar amptenare wat anoniem natuurlik, nou vir hulle gesê het dat dit eintlik op 'n manier ook maar vir Trump 'n manier is om ontslae te raak van hom, omdat hy, jy weet, nou eintlik moet verkies word deur die Senaat. Die Senaat moet nou inweeg by hierdie Verenigde Nasies bevordering van hom. En daar's 'n baie groot kans dat hulle nou oor hulle gaan bekommerd wees oor hierdie Signal groep sake, en dat hy in elk geval dan, jy weet, nie verkies gaan word en op daai manier die trekpas gaan kry. So ja, hulle sê dis 'n ander manier wat Trump so klein bietjie slim gedink het om, jy weet, om homself hoef te af te dank nie, maar dit dalk namens hom gedoen gaan word. Interessante storie daar. Ja, nou ons is eintlik uit tyd, maar ek wil gou vinnig praat oor die aapstorie. Die aapstorie. Ja, dis 'n heerlike storie op Netwerk 24 wat sjimpansees, wat navorsers gesien het dat sjimpansees broodbome se vrugte, of broodvrugte liewer, gegiste broodvrugte eet en dan lekker jolig raak. En ek het onmiddellik gedink aan Beautiful People van Yami Eis. Wie onthou daai? Jy weet waar die olifant in die Bobbejaane so die marulas geëet het, ook gegiste marulas en net so 'n lekker partytjie gehou het. Ja. So hierdie jy weet, hierdie behavior word nou vreeslik nou bestudeer met hulle sê sjimpansees deel nie eintlik kos nie. Maar ek dink dit is maar soos ons ook, as jy langs die braaivleisvuur 'n lekker drankie drink, as jy weer sien, eet almal se kos en almal drink van almal se drankies. Ja, nou 'n lekker ligte noot so op 'n Vrydag dan. Baie dankie vir die saamgesels en jy moet 'n absolute heerlike naweek hê. Dankie julle. Bye. Dit is Jana Marks, bly inskakel net en dan gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.